die kerkjaar is ons tans in hierdie tussentyd, 'n tyd tussen Paasfees en Pinkster. Pinkster is amper hier, ons gaan dit amper saam vier, en ons weet natuurlik dat Pinkster die viering is van die uitstorting van die Heilige Gees, wat 50 dae na Paasfees gebeur. Maar vandag wil ek fokus op 'n baie kort gedeelte in Handelinge 1, waar Jesus met die apostels praat. Lukas haal dit aan, waar hy sê, dat terwyl hy saam met hulle geëet het, het hy hulle beveel, moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte, wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie, sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Handelinge 1 vers 1 tot 6 is so 'n kort gedeelte, maar dit is 'n kragtige gedeelte, want dit praat ook van 'n wagtyd. Nou ek en jy het baie tye in ons lewens waar ons wag vir dinge. Ons wag dalk vir dinge om verby te gaan, slegte dae om verby te gaan, vir beter dae om te kom, of ons wag om geskenke oop te maak. Dink maar aan hoe opgewonde jy is op Kersdag of so. Jy wag vir iemand om by jou te kom kuier en jy is so opgewonde. Of ons wag natuurlik by binnelandse sake in baie lang rye, en daaroor is ons nie so opgewonde nie. So wat doen jy in jou wagtye? Kan jy nie wag nie? Haal jy jou foon uit, speel jy speletjies, lees jy 'n boek, luister jy musiek, omdat jy nie eintlik gewoond is daaraan om verveeld te wees nie? Of is jy okay om in wagtye dalk 'n bietjie rustig te word, te kom sit by die voete van jou Here, en om ook dit te beskou nie as leetyd nie, maar 'n tyd van afwagting. Want dit is wat ek raak lees in hierdie stukkie van Handelinge, dat die apostels in die 40 dae tussen Paasfees en Hemelvaart, het die apostels ook nie leetyd gehad nie. Hulle het tyd saam met Jesus gehad. Jesus het met hulle gepraat oor al die sake van die koninkryk. Dit moes wonderlik gewees het. Maar Jesus sê dan vir hulle, onthou dat selfs wanneer Jesus nou weggaan met die Hemelvaart, is hulle steeds nie in 'n leetyd nie. Hulle het nog steeds die afwagting, hulle leef nog steeds met die verwagting, want Jesus sê, julle het die verwagting van God die Vader se belofte, wat vervul gaan word. Hulle gaan die Heilige Gees ontvang. So eintlik staan hulle in hierdie tyd op die drempel van iets groots en wonderlik wat gaan gebeur. Jesus beloof dat die Heilige Gees aan hulle gegee gaan word. Nou, ons weet ook dat ons die Heilige Gees ontvang. Ons weet ons ontvang nie net die Heilige Gees op Pinksterdag nie, ons het elkeen reeds die Heilige Gees ontvang. En daarom is die tye waarin ons leef ook nie leetyd nie. Want ek en jy leef ook in hierdie afwagting. Ons leef in hierdie tyd tussen Jesus se Hemelvaart en Jesus se wederkoms. Maar dit is 'n tyd van afwagting. Dit is ook nie leetyd nie. So eintlik moet ons vir mekaar vra, wat doen jy in hierdie tyd? Maak jy die beste gebruik van elke geleentheid om ook Jesus se getuie te wees? Want dit is wat Jesus ook vir die apostels sê om te doen. Jesus sê ook vir hulle dat hulle 'n getuie, of dat hulle getuies moet gaan wees van wat Jesus vir hulle gedoen het. En om 'n apostel te wees, beteken letterlik in die Grieks, om die een te wees wat gestuur is. Ek en jy word ook gestuur vandag om te gaan vertel van wie Christus is, en wat Christus vir ons gedoen het. Maar Jesus Christus het ons ook toegerus, net soos wat hy die apostels toegerus het. Ek en jy is toegerus met die Heilige Gees. Maak nie saak waarheen ons gaan nie. Ons is nie alleen nie. Die krag berus nie by ons nie. Dit berus by die Heilige Gees. Die Heilige Gees gee aan my en jou nuwe lewenskrag, sodat ons ook kan gaan getuig dat ons Here leef en ons saam met hom. Amen.